nou ja, die reëlings vanoggend, ek gaan nou begin deur die afkondigings te hanteer of voor te hou, en dan gaan ek 'n paar woorde net sê. Ek sien Hortens en Gawie gaan ons nou verlaat, so ons gaan 'n paar woorde oor hulle praat en dan vir Dominee Jakob aan die woord stel. As ons kyk na die afkondigings, die gewone lysie vir die voorbidding is nou daar. Ag, dink maar tog aan die mense in julle gebede. Ek wil net graag byvoeg, Gideon Swart, ons leierdiaken. Hy is nogal redelik ernstig siek in die bed met longontsteking, en het lyk vir my as hy nie gou reg word nie, die Dinsdag, dan klink dit vir my as die hospitaal sy voorland. Die program van die week het hy daar, hy is maar min of meer dieselfde soos elke Sondag, behalwe ek het net nou met Dominee Jakob gepraat, en die kerkeraad het dit ook nou so goedgekeur daarachter, dat jy sal sien volgende Sondag sou Dominee Ian Jonker gepreek het, maar Dominee Jakob sal ook daai preekbeurt vir ons hanteer, en hy sal weer die woord bring volgende Sondag. Dan by die verjaardag, dan in my eis en om Gert Coetzee word 82 en my eis is 89, baie geluk aan hulle, met baie groot ouderdom. Ons wens hulle seënwense toe vir die volgende lewensjaar. Ek moet maar verskoon as ek so 'n bietjie bewe. Dis nie omdat ek bang is nie, maar dis maar, my lyf wil nie meer so lekker saamwerk altyd nie, en dan gaan dit nou maar so. Dan, wat ek graag by u wil, ek wil dit baie graag in die middel laat nie, dit gaan oor hierdie Palisade projek van ons, jy sal dit sien daar op die afkondigings, ons het maar bietjie hulp nodig, en dink maar 'n bietjie daaroor, en as jy dit in die hart en in die gedagte vind, dat ons bietjie kan hulp van u kry, oorweeg het maar sterk asseblief, al is dit nou net morele ondersteuning, maar ons sal waardeer as u dit in gedagte hou vir ons asseblief. Dan volgende naweek het Parys-Oos het 'n bazaar, ons kan hulle miskien maar ook 'n bietjie gaan ondersteun. En dan die diensgroep getuienis, sop en brood aand op Vrydag die 10de Mei om 6 uur in die kerksaal, altyd 'n heerlike byeenkoms. Hou dit ook maar in gedagte asseblief, en dan baie belangrik, omtrent die heel belangrikste seker, die hemelvaart en die Pinksterdienste. Hierdie jaar word dit by NG Suid aangebied, en ek aanvaar, dit sal seker Dominee Fanie wees wat dit gaan doen. Is dit so? Ja. Maar dit begin Sondag die 12de Mei tot Donderdag die 16de Mei. Twee dienste, in die oggend en dan een in die aand, 6 uur in die aand. Dan ook die gesinsbediening wat Dominee Barry vir ons uitgewerk het. En dit is die afkondigings. Dan het ek nou gepraat van Gawie en Hortens, hulle is nou vanoggend nie hier nie, hulle sit altyd daar bo op die galery. Gawie en Hortens is gaan nou met 'n nuwe hoofstuk in hulle lewe begin. Hulle trek Pretoria toe, die trek word môre gelaai. Maar ek dink ons moet miskien maar net vir hulle totsiens sê op 'n gepaste manier, gepaste wyse, want ons ken hulle mos almal, dis alles gee mense daai. Dis uiters toegewyde mense. En hulle is geliefde en gerespekteerde inwoners en lidmate van hierdie gemeente gewees vir 30 jaar lank. Hulle was 30 jaar lank in die gemeente. En diep gelowig en gehoorsame mense. Dit kon 'n mens altyd sien van hulle, jy het nie gewonder daaroor nie, dit het uitgestraal uit hulle uit. Dit is ook baie duidelik gewees dat God en sy woord heel eerste in hulle lewe is en alles in hulle lewe is.
hulle het geleef volgens die woord en geleef volgens God se wil. Ononderhandelbaar. Dis al. Niks anders nie. En ek dink mense van hulle kaliber, ek weet nie, ons prys nou die mense, maar mense van hulle kaliber is maar 'n bietjie dun gesaai en ek dink nou daaraan die afgelope 30 jaar, hoeveel het hulle nou in die gemeente of gewerk in die gemeente. Ek dink aan die kategese en ek dink aan die kerkraad, aan die diensgroep getuienis waar Hortens lank die voorsitter was mos nou. Hulle het hulle alles gegee vir die gemeente, vir die werk vir die gemeente en eintlik is dit mos nou maar die werk van God as jy vir die gemeente werk. So ag, 'n mens kan aangaan en aangaan oor hulle twee. Die belangrikste ding is dat hulle ware kinders van God is en hulle gaan nou 'n nuwe hoofstuk in hulle lewe begin. Ons is bietjie weemoed in ons hart seker dat ons twee sulke mense nou weggaan uit die gemeente uit. Maar dink net watter voorreg het die plek waarheen hulle gaan. Ek weet nie waarheen hulle gaan nie. Gaan nou weer daai twee mense kry en dit is seker nodig. Dit is seker so in die voorsienigheid ingeskryf dat hulle nou moet gaan en op 'n ander plek weer hulle werk gaan doen, maar inderdaad twee formidabele mense. En ek wil vir hulle baie seën toewens en baie sterkte toewens, waar hulle ook al gaan en wat hulle ook al gaan en ons weet en vertrou dat die Here hulle in die hand sal neem en dat hy hulle sal lei en hulle sal gebruik in sy koninkryk. Baie dankie Hortens en baie dankie Gawe en baie sterkte en seën vir julle vorentoe. Yes, ek het net nou vir Dominee Jakob en vir die mense hier agter gesê, verskoon my maar vanmôre, maar ek moet nou nog net vandag die orgel speel en dan moet ek preek en dan het ek alles gedoen. Want na die tyd moet ons nog help met die kategese van die belydenislas ook nou. Ek het vir Piet gevra, nee asseblief, jy weet hierdie vakansiehouery van die dominee, moet hom nou eind kry, want dit kan nie so aangaan nie. My senuwee sal dit net doodgewoon nie hou nie. Dan Dominee Jakob. Dominee Jakob, hy is 'n emeritus predikant, leraar, wat nou al die afgelope 14 jaar hier in Parys bly en hy sal nie glo nie. Dit is vanoggend slegs die tweede keer wat hy by ons 'n diens lei. Maar ons sal daaraan werk dat dit nou nie weer gebeur nie. Ons Dominee Jakob, ons gaan nie graag intrek vorentoe en ons het nou al begin volgende Sondag weer, asseblief baie dankie. Maar Dominee Jakob en sy vrou Emma, baie welkom Emma. Hulle was vir 30 jaar lank in Standerton Suid betrokke gewees met die bediening van die woord. En nou, dit is bekend dat Dominee Jakob 'n baie groot voorliefde vir sending het. U sal onthou hierdie skyfies wat ons elke Sondag na kyk in die lande waarvoor ons bid, met al die gegevens van die lande. Dit is Dominee Jakob se handewerk. Hy het, ek dink oor die 400 het hy gesê, van daai skyfies wat hy gemaak het en dit kom uit sy bediening uit. En Dominee Jakob dit is vir hom 'n groot liefde om die evangelie te verkondig aan mense, veral aan mense wat nou nog nie hiervan hoor nie, van die woord gehoor het nie, van die evangelie gehoor het nie. En nou dink ek aan 'n man met die naam van John Piper wat gesê het, as dit by sending kom, dan is daar 3 tipe Christene. Dit is die ywerige ganer, die ywerige stuurder en die ywerige ongehoorsame. Nou ons weet Dominee Jakob en sy vrou Emma, ek sluit jou in by alles wat ek sê van Dominee Jakob. Ons weet hy val onder die eerste 2 kategorieë, ywerige ganer en ywerige stuurder. Nou is dit vir my belangrik dat ons miskien maar vir mekaar moet sê, ek en jy, ek en u, moet maar self besluit in watter kategorie val ons twee. Is ons deel van die yveriges of is ons deel van die ywerige ongehoorsame?
Dominee Jacob, baie welkom by ons vanoggend. Dis 'n voorreg om u weer te hê. Ons sien werklik uit na u woordverkondiging en baie dankie dat u ingewillig het ook vir volgende Sondag solank. Baie sterkte en seën. Dankie. Jy weet net nie, vanmôre gaan ek oor Thomas preek en dit gaan ook oor 4 kategorieë lidmate wat hy eintlik verteenwoordig het in sy lewe. So dit het hy nie geweet nie, so dit is wonderlik. Hy het natuurlik eintlik alleen vertel, dit te sê as hy moet nou eintlik nog net preek en die orgel speel, maar ek moet nou die voorsang lei. Onthou, dit is, jy het dit ook nie gedoen nie, né? Ons gaan nou terwyl ons sit die voorsang doen. Ons gaan begin met lied 453 vers 1 en 2. Nou lied 599 vers 1, 2 en 3. Nou die laaste een is 582 vers 1 en 3. Kom ons staan net so 'n bietjie dat ons suurstof in ons breine kry. Oh
Wyl ek nou nog 'n tweede beurt gekry het soos in cricket, vir volgende Sondag gaan ek die twee geleenthede gebruik om te wys hoe dat die opstanding van die Here Jesus gesien is deur die oë van sy apostels. En vandag gaan dit soos dit gesien is deur die oë van Thomas en die volgende Sondag soos dit gesien is deur die oë van Petrus. Here, aan U wat is en wat was en wat kom, die God wat alles gemaak het en wat nooit verander nie, aan U die sterke en almagtige God, kom die eer toe tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons loflied is lied 417, vers 1 en 2. Lees vanmôre die opsomming van die Here se gebod uit Micha, hoofstuk 6, vers 6 tot 9. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jare en kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou, dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam, dit is ootmoedig, nederig sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Kom ons bely ons skuld met lied 247, die een vers. Yeah.
dan vergewe hy ons en soos die verlore seun se pa, druk hy ons weer vas aan sy bors. En daarom kan ons met vrymoedigheid ons geloof bely. As jy vrymoedigheid het om dit hardop saam met my te sê, doen dit, anders doen dit in jou hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing lied 245 vers 1. Ons gaan vanmôre kyk na die impak van Jesus se opstanding op sy kinders deur die bril van Thomas. Dit beteken nie dis net vir Thomas bedoel nie. Dis bedoel so behoort ons ook na sy opstanding te kyk. En die tema is geloof verander 'n twyfelaar na getuie. Ons gaan lees uit Johannes 20. Die skriflesing gaan op die bord wees. Maar as jy jou Bybel wil oopmaak, kan jy dit ook doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons as mense kan omtrent niks van u grootheid begryp nie. Soos 'n klein muurtjie niks verstaan van hoe mense se koppe werk nie. As ons moet dink aan die ongelooflike heelal, planete, sterre wat almal vir eeue rondom mekaar beweeg en mekaar nie raak nie, Here, dan gaan staan 'n mens se verstand stil. En tog in u grootheid het u bepaal dat op hierdie een klein planeet aarde, daar mense sal wees wat met u kan kontak maak deur gebed. Meer nog, Here, dis onbegryplik om te dink dat, soos wat in die lug hier rondom ons daar suurstof is en daar's klankgolwe, so is u deur u Gees hier teenwoordig. Ek wil bid, Here, dat ons dit vanmôre sal begryp en aanvaar en dit sal beleef. Maar dat ons ook hiervandaan sal uitgaan om die boodskap na ander mense toe te dra. In Jesus se naam, amen. Jesus is dood en hy het op die Sondagoggend opgestaan en daardie Sondagaand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede
vir julle, sê hy weer. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle hulle nie vergewe nie, word dit ook nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, so terloops Didymus beteken tweeling. Hy was nie by die disippels toe die Here Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hande in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het ook nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die gedeelte wat ek wil hanteer, val eintlik in 4 hoofmomente uiteen. Thomas as die ongereelde kerkganger, as 'n twyfelaar, as 'n gelowige en uiteindelik getuie. Eerste, Thomas is die ongereelde kerkganger. Thomas, wat ook Didymus genoem was, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Hy het kerk gebank. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maak dit iets aan ons lewe of ons kerk toe gaan of nie? Sê die Bybel iets van kerk toe gaan? Ons lees in Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste, die eredienste, van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Jy weet, mense sê, ag, mense gaan net kerk toe uit gewoonte. En jy weet, dit is 'n beter gewoonte om kerk toe te gaan as wat dit 'n gewoonte is om nie kerk toe te gaan nie. Daar is so 'n mooi storie van 'n vrou wat 'n toegewyde gelowige was, en sy het Sondag kerk toe gegaan, maar haar man het verkies om by die huis te bly en te eet en te drink. En sy smeek hom altyd. En eendag toe sê hy vir haar moedswillig, toe sê hy, wat het die predikant verlede Sondag oor gepreek? Nee, ek kan nie onthou nie. Hy sê nie Sondag voor dit. Hy sê nie, ek kan nie nou onthou nie. Sy sê, sien jy dit help nie? Sy sê, wat het jy verlede Dinsdag vir aandete gehad? Wat het jy die volgende oggend vir ontbyt gehad? Nee, sê ek weet nie. Sy sê, maar dit help. Ons kom nie agter nie. Iemand het gesê, jy weet, partykeer sê mense, ek gee partykeer 5 minute kwaliteit aandag aan my kinders. Weet julle, as 'n mens vir 'n vrugteboom elke dag 2 druppels fantastiese kwaliteit water gee, weet julle wat gebeur met die boom? Hy vrek. Dis so eenvoudig. Soos wat 'n mens nodig het om te eet vir jou liggaamlike groei, het jy hierdie samekoms van die gelowiges nodig om geestelik te groei. En dit maak, hoe minder jy kerk toe gaan, dis nou maar 'n feit soos 'n koei, hoe meer twyfel jy aan die Here se beloftes. Thomas sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy nie, sal ek nooit glo nie. Ek weet nie, hierdie goed klink nie vir my heeltemal reg nie. Nou is dit interessant, 2 teoloë kyk met verskillende lense na Thomas se twyfel. Martin Luther het gesê, Thomas het homself as wys beskou en sy mede-disippels as narre. In ander woorde,
hy was eintlik 'n soort van 'n dom apostel. Karl Barth, baie groot Switserse teoloog, het gesê, Thomas vra maar net wat die ander disippels by 'n vorige verskyning van Jesus gegun was, naamlik om Jesus te sien. Die ander disippels het eintlik ook maar eers net geglo nadat hulle gesien het. As jy gaan kyk na die verhaal van die hemelvaart, dan staan daar toe Jesus vir hulle gesê het, hulle moet na die Olyfberg toe gaan, het sommige van hulle het geglo, maar sommige van hulle het getwyfel. Maar Johannes sê dit in 1 Johannes 1, ons het hom gesien, ons het met ons hande aan hom geraak. Wat was dit met Thomas? Was dit net Thomas? Johannes die doper, wat so naby aan Here Jesus was, sê, in die geleentheid, as hy in die gevangenis is en mense kom hom besoek en dan vra hy vir hulle, vra vir Jesus, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Ek is nou aan die twyfel. Jesus sê, gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Ek hoor nou die dag iemand sê van 'n predikant wat in die kerkbode 'n brief geskryf het en hy sê, hy is eintlik ook maar 'n twyfelaar. Hy moet kan sê, hy is 'n gelowige, hy is toegewyd, hy weet wie Jesus is. Was dit net Thomas? Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Wat is nou die oplossing? Die oplossing is dood eenvoudig. Hy is bietjie terug. Die oplossing is net die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Weet jy, Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, as die opstanding nie plaasgevind het nie, is ons geloof nutteloos. Heeltemal nutteloos. André Swarts het een so lief wat hy sê, wat is 'n mielie sonder sy putte? Heeltemal niks, jy weet. Wat is geloof sonder die opstanding? Niks. Dit het gemaak, uiteindelik toe Thomas nou die ding nou mooi in sy kop gekry het, dat hy 'n gelowige geword het. Jesus sê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand, steek hom in my sy, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. As dit vir julle snaaks is, onthou Thomas was nou 3 jaar saam met Jesus. Ek onthou nou minstens van 2 gelede wat kerkraaslede se vrouens, mense wie se hare ook so is, dieselfde kleur is as die meeste van ons wat hier is, gesê het, ek moet met jou kom praat, weet jy, ek is altyd in die kerk en ek doen al die, maar ek is nie eers seker of ek 'n kind van die Here is nie. Rustig kon ek saam met hulle sit en deur die woord gaan, en uiteindelik dat hulle self gebid het en gesê het, Here, ek weet nou, soos 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê, wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle, sodat julle kan weet dat julle kinders van God is. Mens moet die boodskap kry. Ek hoor 'n storie van 'n vrou wat met haar man geraas het oor hy nie die gras sny nie. En om hom nou eendag so bietjie vir hom 'n beeld te gee, toe hy van die werk afkom, lees hy met die skêr so, en sy knip so die grasies af. Hy sê, hoor jy, as jy met hierdie werk klaar is, daar's nog baie werk in die agtertuin ook, hoor. Hulle sê, 3 weke later, toe hy intensief uitgelos word, moes hulle hom help, want hy kon nie uit sy oë nog sien wat in die lewe is nie. Ek dink hy het die boodskap toegekry. Christendom is eintlik so eenvoudig. Bring my die ou tyding het ons gesing.
want ek is swak en nietig. Here, al is ek 'n kind. Kinders kan gelowig sê ek het vir Jesus lief. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dit is ons. Maar dit eindig nie daar nie. Die uiteinde daarvan, as jy nou 'n perskeboom plant, en hy het opgekom en hy het blare en hy het blommetjies gemaak, kan jy bly wees, maar dit help eintlik niks as daar nie vrugte is. 'n Christen se geloof word duidelik uit die vrugte wat hy dra. En een van die grootste vrugte is die feit dat ons getuienis moet lewer. Nou gaan ek vir julle 'n paar lekker stukkies geskiedenis gee. Party ons hou nie van geskiedenis nie. In 1292, kom ek begin nie daar nie. Nadat Jesus die opdrag vir sy disippels gegee het om die evangelie aan die hele wêreld te bring, weet ons die meeste van Paulus waar hy sy sendingreise gehad het. Agter in die Bybel is daar gewoonlik op kaart om te wys hoe Paulus gery het. Maar Thomas het na Indië toe gegaan en daar selfs berigte wat sê hy tot in China gegaan. Maar dat hy in Indië was, dis 'n feit soos 'n koei. In 1292 toe gaan die ontdekkingsreisiger Marco Polo en die Indiërs vat hom na Malabarkus om 'n plek aan te wys wat hulle, daai rooi kruisie, wat hulle aanwys as die graf van die apostel Thomas. Volgens oorlewering het die plaaslike bevolking het Thomas veral gewerk aan die Malabarkus, dit is daai onderste ene, en die Coromandelkus, dis selfs aan die ander kant van Indië. En hy het 'n marteldood gesterf in Mylapore, daar waar. Nou ongelukkig daai deel vir die ouens wat IPL ken, daar's nou nie eintlik regtig 'n IPL span die naaste is aan Chennai, maar dis nou bietjie na die kant toe. In 300 jaar later, 1541, gaan Franciscus Xavier, gaan hy van Europa af, hy wil die evangelie gaan bring wat na Indië toe, waar nog niemand van Jesus gehoor het nie. Hy kom op die eiland Socotra, en daar kry hy Christene, onafhanklik van die Indiese Christene, wat Christelike gebede kon opsê, en wat Christelike rituele soos die doop en die nagmaal gehou het. Toe gaan hy verder, maar hulle het regtig nie daar op Socotra 'n idee gehad waaroor dit alles gegaan het nie, maar hulle het vir hom die grond gebreek. Hulle het dit gereeld gedoen en vir hom die deur oopgemaak dat hy vir hulle van die Here Jesus kon vertel. Interessante prentjie wat ek kry op die internet is die ene van uit die middeleeue wat 'n skets het en die onderskrif sê dis Thomas wat preek vir die Indiërs. Daai onderste oranje stukkie van Indië, dis die provinsie Kerala. En daar kry jy vandag die Mar Thoma, die kerk van Thomas. Daar's 6 miljoen Christene in Kerala. Ek gaan nou weer daarby kom. As jy nou dink die Vrystaat, daai rooi stukkie, 130.000 vierkante meter, 3 miljoen inwoners. In Kerala is 39.000 vierkante kilometers, so dis omtrent maar 'n kwart van 'n derde, tussen 'n derde en 'n kwart van die inwoners wat in die van die oppervlakte van die Vrystaat. In Kerala is daar 6 miljoen Christene. Dit is ongelooflik. Indië het 3 groot godsdienste. Die Hindus, die Moslems, die derde grootste is die Christene, 18%. Sal julle ook op daai skyfie skryf wat julle party Sondag kyk. Ek kyk op 'n kaart van Kerala. Nou julle weet hoe werk die GPS-kaarte. Daai rooi goedjies met die kruisies op. Dis kerke in Kerala. Dis 'n klein stukkie. Julle het self gesien hoe 'n klein stukkie is dit van Indië. Maar die interessante is die Mar Thoma van Indië het versplinter.
Daar's 'n Syriese Martoma en 'n katholieke Martoma en 'n gereformeerde Martoma, maar hulle almal lê beslag op die naam Martoma. Ons is kerk van Thomas. En oral oor het die missie van die kerke dieselfde, om die leerstellinge van Jesus Christus, soos deurgegee deur Thomas, te bewaar, om hierdie leerstellinge suiwer te hou, om die geestelike lewe van lidmate op te bou deur die woord en die sakramente, en om disippels van alle nasies te maak. Julle sal nie dink, as hier 'n Barry Naibodo hier sou kom om evangelie vir derde werk vertel in Suid-Afrika, dat hy ernstig is nie, né? Dit is die waarheid. Daai mense is so toegewyd in hulle geloof. Ek wil nou al vooruitgryp na wat tydens die dankoffer vanmôre gaan gebeur. In Kerala het daar 'n groep ontstaan, die Livingston Kwartet. Onthou David Livingstone's Lewende Stene Kwartet. Uit Kerala, so 6 of 7 Indiërs. Hulle sing ongelooflik. Ek gaan een van hulle liedere speel tydens die dankoffer. Wat so getuienis lewer vir die wêreld. Waar kom dit vandaan? Van een twyfelaar, getuie, Thomas. Geopende deure het elke jaar 'n lys van waar die grootste vervolging van Christene is. En 11de op hierdie lys is Indië. Daai mense van die Martoma word dikwels deur Hindoes aangeval, doodgemaak, die geboue afgebrand. Al sulke goed met hulle gebeur. So ons moet onthou, maar as jy vanmôre sê, maar ons het nie vanmôre 'n skyfie gehad vir wie ons kan bid nie, julle kan maar regtig vir Indië bid en daai omringende lande. Wat doen ons vandag in terme van sending? Weet julle, ek luister vanmôre RSG. Die meeste van die ou mense luister ons maar RSG. Daar praat 'n predikant van Vishoek in die Kaap. Klein gemeentetjie wat vertel hoe hulle mense uitstuur tot in Malawi en Mosambiek en oral, en wat hulle doen vir minderbevoorregtes in hulle omgewing. Hier is ook by Parys 'n getuienis forum wat die 3 gemeentes aan mee saamwerk. Eintlik Dominifaan is die ene wat die groot Ululu, ek sal dit die Ululu is in hierdie goeders. Hy is die hoofseun van hierdie getuienisaksies hier. Wat ons bespreek allerhande goed, maar ek dink daar gaan nog maar baie min uit. En nou wil ek net een voorbeeld noem van, as mens dink, ja, maar ek het nou nie genoeg geld om Pakistan toe te gaan, of China nie. Net een gedagte van, wat kan 'n mens hier in jou plaaslike omgewing doen? Ek wil net ietsie sê oor gevangenisbediening. Onthou, daar word die mense wat eintlik so gelewe dat daar nie bewys is dat hulle regtig deur Jesus liefhet nie. Hulle kom daar mekaar. Nigeriërs, Pakistanis, allerhande soorte mense. Hier by ons is hulle nou besig om die gevangenis te herbou. Daar was eers plek vir 82, nou gaan daar plek wees, ek dink vir 214 gevangenes. Maar julle weet hoe is dit, hulle moes al 5 jaar terug klaar gewees het. Maar as dit aan die gang is, ek wil nou al julle koppe net bietjie, as julle hoor gevangenisbediening. Hier was mense, onder andere Suna Meyer, wat hier in die gemeente is, wat ons maak almal saam, ons het ook mense van ander kerke, Christene, wat gaan na die gevangenis toe om elke week vir hulle amper soos kateksasie te hou. Sê nou maar op 'n Woensdag of 'n Dinsdag. Nou daar's Parys, by Sasol is daar iets soos 400 gevangenes, daar's nou 'n ander woord vir hulle. Groenpunt gevangenis, dis nie eers te vreeslik ver nie, is net daar onder die Valdam se waar hy uitloop, onder die brug deur, as jy omtrent so 5 kilometer daar opry, daar's Groenpunt gevangenis. Daar's oor die 500 gevangenes. Daar's soveel werk wat 'n mens kan doen, hier en ook in ons eie omgewing. Ek het nog steeds 'n ding wat ek nie regtig weet nie, is om hierdie baie Asiërs in ons omgewing te, daar's Pakistanis, Bangladesh, Chinese noem dit. Ek dink die eerste ding wat 'n mens moet doen is om so vriendelik te wees as jy met by hulle diens doen, dat jy
besigheid doen, dat jy self kan gesien word as 'n getuie van die Here Jesus Christus. Ek dink so aan een kollega van my wat ek in Witbank gesê het, hy praat oor, julle weet, baie van julle ken vir Dominee Wiets Botha wat hier was. Hy sê vir my eendag, jy weet Jakob, daai Dominee Wiets, hy's daar maar 'n disipel. Dink ek, dit sal maar lekker wees as iemand eendag van my ook kan sê, yes, jy weet daai ou is daar 'n disipel. Jesus sê, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Thomas is ons bewys, dat Jesus wil hê, dat ons die onsienlike moet raak sien. Ek het in my gebed gesê, hier in ons ruim van die kerk, is daar goed wat ons nie kan sien nie, wat jy moet glo, hier is suurstof, hier is radiogolwe, allerhande goeders. Thomas het bewys dat God daardeur twyfelaars kan verander in getuies. En Jesus leef. Moenie dat 'n suur gesig 'n boodskap vir ander mense sein dat Jesus dood is nie. En dan so 'n gebedjie wat ons in ons hart kan bid. Here, dankie dat U my as die kind as getuie kan gebruik. Al is daar partykeer twyfel in my hart. Maak my sterk in geloof om ander mense sê, Jesus het regtig opgestaan en hy wil ook vir jou die lewe gee. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir U liefde. U onophoudelike liefde vir ons as sondaars. Here, ons het vanmôre deur die roete gegaan van waar 'n mens begin. Die meeste van ons het die voorreg gehad om van ons geboorte af aan moeders knie die evangelie van Jesus te hoor, in ons kategese, in alles wat in die skole, oral gehoor het en selfs met belydenisaflegging kon sê, ek is 'n kind van Jesus. Gee dat dit nooit vir ons 'n oppervlakkige belydenis word nie, maar dat diep in ons hart is, en dat ons in ons wese moet vir mense verduidelik. Ons is opgewonde, ons het blydskap, omdat ons in Jesus glo. Ons dink aan die ou kerk, wat as die predikant gesê het, Jesus het opgestaan, dan het hulle geskree, ja, Jesus het waarlik opgestaan. Ons bely dit ook vanmôre. Amen. Terwyl die dankoffer opgeneem word, gaan ons luister na 'n videoklip van die Living Stones kwartet van Kerala, waar hulle sing, He lives, hy lewe. Serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just in time I need Him, He's always with me. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives.
Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Hemelse Vader, as ons hoor hoe die evangelie stroom uit die kele van mense, selfs in die ver Indië. Hoe dankbaar is ons nie dat U ook hier by die suidpunt van Afrika vir ons kom aanraak het nie. En ons dankoffer vanmôre is maar net 'n teken van die feit dat ons regtig vir U lief het en dat ons weet U lewe ook in ons harte. Amen. Ons slotsang is lied 488, vers 1 tot 5. Ek wil net noem, in die eerste liedboek was die woorde, helder skyn ons lig vir die nasies. Die nuwe ene sê, helder skyn U lig vir die nasies. Ons is nie die bron van die lig nie. Ons is die spieeltjies wat die lig van die son moet uitdra. Kom ons sing met oorgawe al 5 verse.